Ons groet U in die wonderlike en dierbare naam, bo elke naam, Jesus Christus, ons verlosser. Ons wil vir elkeen baie hartlik welkom sê, ouma Rosalie, die kinders en die kleinkinders en die vriende wat hier is. My gebed is dat die Here ons vandag ook in sy liefde sal toevou. En dat hy ons aan sy hart sal vasdruk. En dat ons van niks meer bewus sal wees as dat Jesus sy lewe vir ons afgelê het nie. En dat dit vir ons die belangrikste in ons hart en in ons lewe sal wees. Ek het die wonderlike voorreg gehad om saam daar by oupa Cedric se laaste oomblikke te wees en te sien met wat 'n groot vreugde en wat 'n groot vrede in sy hart het hy uit hierdie ou tranendal van hierdie wêreld uit te stap en by die Here Jesus in te stap. Nou, ons gaan 'n baie kosbare lied saam sing, wat ons almal ken. Ek dink ons kan sommer sit wanneer ons dit sing, dan sing ons dit hartlik saam. Daar is 5 verse, maar hulle is net so kort. Kom ons let op die wonderlike inhoud daarvan, sê dit uit u hart uit, help my sing, en ons gaan die Here se naam verheerlik. Sien 'n nuwe hemel kom, en aarde nuut en vry. Die seën en al wat sy vir my, kom saam, kom by ons bly. Die nuwe stad Jerusalem, om by 'n troostdiens te wees, waar die Here eintlik die troos in ons harte gegee het, toe ons saam met oupa geleef het, en ons hom beleef het, en saam met hom die lewe ervaar het. Dit is altyd, wanneer ek by mense stil staan, en 'n begrafnisdiens of 'n troostdiens hou, vra iemand vir my, is dit nie vir my moeilik nie? Dan sê ek vir hulle, man, dit is baie moeilik, om iemand te begrawe waaroor ek gewonder het of hy die ewigheid by die Here gaan wees. Maar is wonderlik en kosbaar en maklik, om iemand te begrawe, wat in sy lewe in hierdie wêreld die ander kant geken het en uitgesien het daarna. Ek wil ietsie met u deel voor ons bid. Ons kyk baie keer as mens net teen hierdie aardse lewe vas.
Vir die meeste mense is dit 'n stryd om in die dag op te staan en deur hierdie dag te gaan. Vir sommige mense is daar hoop in die hart dat dit vir hulle beter sal gaan. Maar daar is 'n sekere klompie mense wat alreeds 'n stukkie van dit waarheen hulle op pad is, beleef en ervaar. En dan dink ek aan daardie verhaaltjie wat vertel word van die oom en tannie wat in die hemel aankom, en dis vir hulle wonderlik, want hier op aarde het hulle die goeie stryd vir die Here Jesus gestry. En terwyl hulle daar deur die hemelse strate stap, sê die tannie, my ou man, kyk hoe wonderlik is dit. Ons pyne is alles weg. Ons het nie 'n siekte nie. Ons word ook nie moeg nie. En dit word nooit donker nie. Want dit is heeltyd dag. En die strate is van goud en die parelpoorte is daar. Hier is alles soos dit vir die Here reg is. En die oom kyk vir die tannie so, en hy sê vir haar, ja, ou vrou, jy met al jou gesondheidskos en vrugte, drankies en vitaminepilletjies. Ons kon jare terug al hier gewees het. Nou, u sien wat is ons probleem. Ons lewe vir die hier en die nou. En daar is so min van dit wat vir kinders van die Here wag. En ons gaan vanmôre met mekaar daaroor praat. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons bid saam. Kom ons vra die Here dat hy ons vanmôre aan sy hart sal vasdruk. Here, ons het groot geword met 'n pragtige lied wat sê daar is 'n plek van stille rus naby die hart van God. En wanneer ons deur hierdie wêreld stap en ons deel kan wees van daardie besondere mense wat 'n besondere verlosser Jesus Christus ontmoet het, wat kinders van die allerhoogste God is, mense wat deur hierdie wêreld stap met die vrede en die genade en die liefde van God in hulle lewe. Dankie dat ons weet dat daar sulke mense op die aarde is. Op pad na die Godstad. Op pad na die plek waar daar vrede en rus is. Op pad na die plek wat Jesus bedoel het toe hy in Johannes 14 gesê het, kyk. En nou vir 'n baie besondere rede het u dit vir ons gesê, dat ons daarna kan uitsien as ons kinders van die allerhoogste God is. Ek gaan om vir julle plek te berei. Here, dankie dat ons weet die hemel is 'n plek en u dit voorberei vir elke ware kind van u. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer na julle toe om julle te neem waar ek is. Ek wil vanmôre bid dat u 'n stukkie van die hemel, 'n stukkie van u genade, 'n stukkie van daardie plek en 'n afwagting en 'n verwagting in elke hart vir ons sal oopmaak. En nou het ons nodig om vir u te vra dat u die lippe wat hierdie wonderlike waarheid in u woord moet bring, dat u daardie lippe van klei sal salf. En ons wat hier sit, wat daarna luister, gee vir ons harte om te verstaan en trek ons met koorde van goddelike liefde naby u. En dat Jesus in sy wonderlike volheid vanmôre deel van elkeen se lewe sal word. Trek ons naby u, hou ons vas en maak ons mense wat u glimlag dra. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om 'n deel te kon hê aan hierdie kosbare kind van die Here, oom Cedric, wat huis toe is. En elkeen van ons wat hier is, het hy 'n besliste spoor getrap. Het hy beslis 'n invloed uitgeoefen, anders sou ons nie hier wees nie. En ons dank u dat ons ook uit sy lewe en uit sy voorbeeld en die pad wat u met hom gestap het, dat ons daaruit kan leer.
Maar wys vir ons vanmôre in u woord, wat is die geheim? Help ons daarin, maak dit stil in ons hart, en trek ons met koorde van liefde naby u. Ons bid dit in Jesus se wonderlike, dierbare en ewige naam. Amen. Daar's baie mooi mense in hierdie wêreld. Daar's mense wat ons ervaar as mense wat die gesindheid van die Here Jesus het. Ons weet daardie mense is kinders van die Here, ons leef met hulle saam. Hulle loop 'n pad deur hierdie wêreld. Maar baie keer, of baie min keer, weet ons nie, hoe het dit gebeur nie. Wat maak van 'n mens 'n kind van die Here wat sy sout werd is, en wat in hierdie wêreld die liefde van Jesus uitlewe? Nou, vir my is dit belangrik dat ons altyd die waarheid met mekaar praat. Maar daar is 'n ding wat dominees as 'n cliché van die kweekskool daar af leer, wat 'n leuen is. As ons vir mense sê, God het nie witbroodjies nie. My Bybel sê vir my iets anders. My Bybel sê vir my, God het mense wat in spesiale guns by God is. 'n wit broodjie van die Here. En ons gaan vanmôre met u daaroor praat en vir u wys hoe word ons daardie mens, daardie persoon, daardie mooi van die wonderlike en dierbare Here Jesus in mense se harte. Nou, die psalmis, as dit Dawid was, in Psalm 116 het 'n wonderlike waarheid geskryf. En nou gaan ek vanmôre maar so 'n bietjie van agteraf preek. Ek gaan eers vir u sê waaroor dit gaan, en dan gaan ek vir u sê hoe kom ons daarby uit. Hoor hierdie wonderlike woorde in Psalm 116, waar hierdie psalmis sê, God het wit broodjies. Hoor hierdie woorde. Ons moet dit in ons hart dra. Ons moet dit deel van ons lewe maak. Want u sien, partykeer sê ons vir mekaar, want ons sit nie altyd al die woorde nie. Daai persoon gaan nou rus. Ek glo dit glad nie. Ons sê vir mekaar, iemand het afgesterf. Ons gaan iemand begrawe. Maar ek hoor nie dat mense vir my sê, ons gaan die Here kom dankie sê vir nog iemand wat by die huis aangekom het nie. Dit sê ons nie. Ons is hartseer en ons het verlies en daar's trane in ons hart en ons weet ons gaan vir oupa Cedric mis. Maar ek weet een ding, en dit is God kyk heeltemal anders na sy witbroodjies as hulle in hierdie wêreld uitgaan. Ek dink aan 'n kind van die Here, van ouds, wat gesê het, as hulle eendag vir julle sê ek is dood, moet julle dit nie glo nie, want dan lewe ek eers. Die dood, vir ons gesien, is net 'n deurgang na 'n baie beter plek, waar ons altyd by die Here gaan wees, as ons sy witbroodjies is. Hoor wat staan in hierdie wonderlike vers. Hy sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. En hierdie woord gunsgenote in Hebreëus is letterlik sy witbroodjies. Daar is baie mense in hierdie lewe wat ek en jy ken. Hulle is in ons familie, hulle is in ons vriendekring, en dan dink 'n mens, ek wonder, hoe kan die Here daai ou lief hê? Jy weet waarvan ek praat. Maar daar is mense, wat ons 100% seker van is, hierdie persoon, is iemand wat 'n witbroodjie van die Here moet wees. 'n gunsgenoot van die Here. Die manier, en ek moet dit sê, en ek wil dit sê, en ek gaan dit sê,
al die Christene is nie God se witbroodjies nie. Want daar's Christene en Christene in hierdie wêreld. Kobus het so 'n mooi gebruikelike gesegde. Daar's voorgee mense en omgee mense. En dan kom die Here in sy wonderlike liefde en hy sê vir my en jou iets aangrypends. Gaan ons dit heeltyd aansit? Kan jy vir ons afsit? Dankie. Dan kompeteer ek nie. Dan kom ek en ek sien dat daar 'n kenmerk is, een kenmerk van iemand wat 'n gunsgenoot van die Here is. En hierdie psalmis het begin met hierdie psalm en uiteindelik toe kom hy en hy sê hierdie persoon het deur sy hele lewe gegaan en eendag toe gaan hy dood en God kyk aan en die Here sê vir hom, dis wonderlik, dis vir my kosbaar. Jy kom huis toe. Jy sal altyd by my wees. Paulus het by geleentheid ook daarvan gepraat as hy gesê het, daar gaan 'n dag kom. En dan bedoel hy eintlik die wegraping of die koms van die Here vir sy kinders, maar dit het ook te doen met as ons uit hierdie wêreld uitgaan. En hy sê, die basuin sal weer klink en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan, kinders van die Here. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hom die Here tegemoet gaan in die lig. Hy sê en so sal ons, en daai ons is gunsgenote, witbroodjies van die Here, altyd by die Here wees. En hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Dis 'n bemoediging om te weet, dat ek saam met al die kinders van die Here, een of ander tyd, by die Here sal wees, en vir my vrou sal sê, jy met jou pilletjies en gezondheidskos, en elke môre voor ons gaan opstaan, pilletjies drink. Ons kon jare terug al daar gewees het. Paulus het ook begeer om daar te wees. Hy het gesê, ek het 'n verlange om heen te gaan, om met Christus te wees. Nou kyk jy na hierdie mense wat nog nie reg is nie, wat nog nie gunsgenote van die Here is nie, wat nog nie kan sê, as ek nou doodgaan, gaan ek by die Here in die hemel wees nie. Dan sê hy, is beter, al het ek 'n verlange om heen te gaan, dan dink ek is beter dat ek bly, om julle ontwig. En daarom is ek bly om vanmôre saam met u te wees. En ek wil sê baie dankie vir die wonderlike voorreg om saam oupa Cedric se laaste eer te kom betoon en sê dankie Here vir iemand wat deel was van ons lewe. Maar hoe gebeur dit? Hier staan in Psalm 116. Dis die eerste kenmerk van 'n witbroodjie van die Here. Van 'n gunsgenoot van God. Daar's mense op hierdie aarde. Hulle kan nie met familie en mense in hierdie wêreld regkom nie, man dink hulle gaan saam met hulle in die hemel gelukkig wees. Die dood verander nie 'n mens nie. Die Bybel sê op die plek waar die boom val, daar bly hy lê. En as ek in hierdie wêreld leef met haat en nait en onenigheid, dan sê die Bybel, as ek doodgaan, gaan ek met dit saam. Uit hierdie wêreld uit. Nou staan hierdie woorde van hierdie kind van die Here, wat sê, God kyk, en is vir hom kosbaar, as ek doodgaan. Hy sê hierdie woorde, hy sê, ek het lief, want die Here hoor my stem en my smekinge. En wanneer ek jong mense trou, dan sê ek vir hulle, as hulle voor my kom sit, hoekom wil julle nou trou? Dan sê hulle, gewoonlik die vroukie eerste, seker omdat ons lief is vir mekaar. Dan sê ek, nou hoe weet julle dit? En dan sê weer die een wat sê, ek voel lief vir hom, ek sê, dan moet julle glad nie trou nie. Want om lief te hê, is nie 'n gevoel nie. Om lief te hê is 'n werkwoord, is om te doen. Om lief te hê, beteken om vir iemand te lewe, om iemand te kies, om saam met iemand te geniet. En elke keer as ek by ouma Rosalie kom, dan sê sy, ek en oom Cedric, ons is so. Ons is so. Liefde is om te doen. En hier kom iemand, 'n kind van die Here, hy sê, ek het 'n ontdekking gemaak. Ek moet anderster wees as ander mense.
En ek kan dit nie uit myself uit wees nie. En ek gaan vanmôre vir u net kortliks wys hoe om daai gunsgenoot van die Here te word, sodat ek met vreugde en 'n vaste sekerheid in my hart kan sê, as ek hier uitry vandag, en om George se sirkel ry, waar die onnozelste bestuurders in hierdie dorp bo oor jou ry, of 'n boom wat oor jou geval het, soos ons in hierdie tyd gehoor het, en jy uit hierdie wêreld uitgaan, dat ek weet, as ek uit hierdie wêreld uitwoon, sal ek by die Here inwoon. En as Marie vir hom Cedric op in sy oë kyk, en sy sê, nog so 'n laaste smiley vir my. Toe sê hy, nee, ek gaan nie meer smile nie, ek gaan liewer hemel toe. Dit moet 'n realiteit in ons lewe wees. En hoe gebeur dit? Hoor hierdie wonderlike woorde. Hy sê, bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind. Hoeveel van u was al in die moeilikheid? Almal van ons. En weet jy wat doen ons? Ons doen presies wat hierdie psalmis doen, maar ons doen nie alles wat hy doen nie. Hoor wat sê hy? Toe hy benoudheid en kommer vind, en dit vir hom moeilik is op die aarde, en alles vir hom in duie stort, staan daar, maar ek het die naam van die Here aangeroep. Die meeste mense bid net, as hulle in die moeilikheid is. Maar iewers op 'n mens se lewenspad, moet daar 'n aanroep van die Here wees met een uitsluitlike, spesifieke doel. En dit was in my hart, toe ek 19 jaar oud was, en ek 'n diaken was, en 'n sondagskoolonderwyser, en voorsitter van die jeug, en ek buitekant Pretoria in 'n tent in Erasmia op my knieë staan, en daar skyn die lig van God in my hart, omdat ek 'n gebed gebid het, buiten al die gebede wat ek my hele lewe lang geleer het, selfs by my ouma aan moeders knie. Ag Here, red my siel. U sien, die dag toe God alles gemaak het, hy Adam en Eva gemaak het, en hy die asem van die lewe in hulle neus geblaas het, het hulle 'n lewende siel geword. En daardie siel het verlore gegaan by die sondeval. En daarom word ons gebore met ons rug na God toe. En iemand vra vir my, nou, wat laat mense hel toe gaan? Het jy al daaroor gedink? Niks nie. Ek hoef niks te doen om verlore te gaan nie. Ek is op daardie pad gebore. Maar iewers op my lewenspad kom die Here, en hy kom klop, en hy roep, en hy soek aan my lewensdeur. En ek weet nie of dit al met u gebeur het nie. Maar dit het 5 keer in my lewe gebeur. Ek was 'n klein seentjie, toe steel ons 'n ander ouetjie se groot pak lekkers, en ons eet dit alles op. En dit het my gepla tot ek 19 jaar oud is. Iewers kom die Here in sy liefde, en hy keer jou voor, en hy sê vir jou, my seun en my dogter, gee my jou hart. Ek wil van jou my gunsgenoot maak. Ek wil van jou my witbroodjie maak, sodat as ek die dag jou uit hierdie lewe laat uitgaan, dat jy altyd by my kan wees. As ek daarna kyk, dan bid hierdie kind van hierdie verlore persoon, hier toe hy nog nie die Here geken het nie, in sy benoudheid. Ag Here, red my siel. Dit moet gaan oor my verlore toestand, en my onsekerheid, en my vredeloosheid. En hy sê, die Here is genadig en regverdig, en ons God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. U weet hoeveel keer het die Here u en my al uit verknorsinge gered. Ek wonder hoeveel mense, ek glo met my hele hart, dat in George het nog nooit mense soveel gebid soos gister nie. Toe die dakke waai, en die geparkeerde voertuie staan en die singplate jaag in die straat hier agter ons verby. En die bome val op hulle huise. En die water stroom oral in.
het mense met God gepraat. Maar dis nie die rede hoekom ons moet bid nie. Ons moet na die Here toe kom, as hy ons roep, en hy sê, die dag as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Rus vir ons binneste, rus vir ons onsterflike gees. Hoor hierdie mooi woorde. Hy sê, hy praat met homself. Hoeveel keer was u al benoud en bekommerd? En het die Here in u hart 'n soeke gewerk? En hy kom na die Here toe en hy sê, die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. Ons is te sterk. Ons is te slim. Ons is te belangrik om te sê, Here, ek is niks. Ek is swak. Ek is nietig. Ek is klein. En ek het u, die groot, wonderlike God in my lewe nodig. En dan staan hierdie woorde ook daarby, wanneer hy 'n kind van die Here word en 'n gunsgenoot. Hy sê, hy praat met homself, hy sê, my siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Hy sê, praat met homself, hy sê, hierdie siel van my wat binne in my woon, hierdie is net my liggaampie, en as ek hier uit hierdie liggaam uitgaan, is dit net 'n ou stukkie vleis wat hier agterbly. Sê, maar my siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. En hy is in die Ou Testament, en hy sien nog nie wat ek en jy sien nie. Op Golgotha, op die middelpunt van die aarde, het daar 'n kruis gestaan, waar Jesus sy lewe vir die wêreld aflê. En daar's 'n vroutjie wat 'n lied gesing het, kan die wêreld dit weet en dit vergeet? Dat daar vir my 'n prys betaal is, sodat ek rus vir my onsterflike siel kan kry. Hoor hierdie mooi woorde. Hy sê, wat doen God met 'n mens? Wat 'n hartsoortuigde beginsel in hulle hart het, ek gaan nooit weer in my lewe iets anders doen as om Jesus te volg nie, en 'n keuse te maak nie. U het my siel gered van die dood, my oog van trane en my voet van struikeling. Hy sê, daar is 3 goed wat met 'n mens gebeur, die dag as jy van harte op die roepstem van die Here reageer, en sê, ek wil sy gunsgenoot wees. Dan sê hy red my siel van die dood. Hy sluit vir 'n kind van God die hel toe, en hy sluit vir hom sy hemel oop. En hy red my oog van trane, want as daar een mens op aarde is, wat rede het vir blydskap en dankbaarheid, sonder trane, is dit 'n kind van die Here. Al val daar 1000 aan my sy, en 10.000 aan my regterkant, bekommer dit my glad nie. En ek vertel in die week vir iemand van daardie Morawiese sendelinge, wat op die boot is, hulle gaan sendingwerk doen, hulle gaan siele vir die Here bereik, hulle gaan mense na God toe bring. En daardie nag op die boot, terwyl almal dans en partytjie hou en het 'n dronk nes is, en almal lewe lekker en hulle gelukkig, toe beland daardie boot in 'n storm. En die golwe slaan bo oor daardie storm. En die boot waggel en hy vat water, en hulle is besig om te sink. En hierdie mense uit hulle hart uit roep hulle, en hulle wonder, waar is die sendelinge? Wat hierdie hele 2 weke op die boot met hulle oor hulle saak met die Here gepraat het, en hulle het hulle afgesloof om niks daarvan te wil hoor nie. En een persoon gaan op die dek uit, en hy sê, daar op die voorpunt van hierdie boot staan hierdie klomp sendelinge. En hulle sing halleluja liedere, nader my God by u, steeds nader by, al is daar ook 'n kruis nodig vir my. En terwyl hulle daar sing, toe hardloop hy na hulle toe. En hy sê, is julle gek? Ons is besig om onder te gaan, en julle staan en sing. En hulle sê vir hom, when this ship is going down, we're going up. 'n kind van die Here, 'n gunsgenoot van die Here, sê,
Dit maak nie saak wat gebeur nie. As ons vanmôre in mekaar se oë moet kyk, en ons eerlik voor die Here vir mekaar iets moet sê, moet ons vir mekaar net een ding sê. Daar's baie groot fout op aarde. Dit was nog nooit so nie. Die ellende en die rampe en die oorloë en die teëspoede is elke land in hierdie wêreld se deel vanmôre. En daarom kom staan die Here by my en jou staan en sê dis nodig dat ek en jy 100% 'n gunsgenoot van die Here sal wees. Nou is daar soveel wonderlike waarhede wat ons môre nie by gaan uitkom nie. Maar ons moet op 'n plek kom van vers 13. Hy sê, ek sal die beker van verlossing opneem en ek sal die naam van die Here aanroep. Kom ons vergeet van ons vrou of ons man of ons kinders of ons oupa of ouma. Kom ons kyk na onsself en ons sê, ek moet iewers in my lewe op 'n plek kom waar Paulus op die Damaskuspad gekom het. Hy was 'n dominee. Hy was 'n wetsgeleerde. Hy het soveel mag gehad. Hy kom nou in Handelinge 7 van Johannes waar hy vir Stefanus met klippe doodgegooi het. En hy loop op die Damaskuspad en die lig van God skyn in sy hart. En hy hoor die Here Jesus vir hom sê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En hy staan op en hy kyk op en hy sê, Here, wie is u? Dominees moet ook tot bekering kom. Dominees moet ook weergebore word. Dominees moet ook opkyk as hulle nog nooit by die kruis gekniel het nie. Ek wil afsluit met 'n wonderlike waarheid. Ons lewe spoed verby. Selfs die kinders sê vir my, hulle kan nie glo dat die lewe so gejaagd is nie. Dat dit sommer net so verbygaan nie. En dan kom staan die Here en hy sê vir my en jou 4 dinge van ons lewe. In die eerste plek sê hy, ons lewe is soos 'n damp wat vir 'n kort rukkie verskyn en daarna verdwyn. Hy sê dis 'n stoompie wat uit jou ketel uittrek as jy koffie ingeskink het. Dis 1 oomblik daar, dan is dit weg. Hy sê tweede ding van ons lewe. Hy sê ons lewe is soos 'n skaduwee. Ons trek ons motor in die koelte en as ons uitkom, dan staan hy in die son. So is ons lewe. Die een oomblik is dit daar en môre sê hulle, "Haai, weet julle wat? Pieter Cronje het oupa Cedric gister begrawe en vanmôre is hy nie meer daar nie." En dan moet julle vir julleself sê, ek gaan by oupa wees. Ons gaan lekker gesels. Ek wonder hoe skinder hy en my ma vanmôre daar in die hemel oor alles wat hier gebeur. Hy sê die Bybel 'n derde ding van ons lewe. Hy sê ons lewe op die aarde is soos 'n handbreedte. As jy nie môre opstaan en in die dagtaak wat jy moet doen na jou hande kyk, dan sê God, hy het 2 Bybelse waarhede vir ons aan ons liggaam gegee, om daarna te kyk en sê, my lewe is my geboortedatum en my sterfdatum. Dis net so breed. Ons lewe is vinnig verby. Dis kort. En dan sê die Bybel 'n laaste ding van ons. En ons almal wat hier sit, weet nou wat dit beteken. Want toe ek 'n seentjie was, vra ek vir my mamma, wanneer ek saam met my ouma 'n gebedjie gaan leer 3 uur in die middag, gaan vat hulle mos hulle middagslaapie. Ek weet nie of die ou mense dit nog doen nie, maar ek is ook daar. Maar ek kry nie tyd daarvoor nie. En dan leer sy my 'n gebedjie en dan gesels ons saam. En dan sê sy vir my, ou seun, ek vra haar vra, maar ek vra haar vas. Dan sê sy, jong, ek het nou verkalkte are en my geheue, ek kan nie meer goed onthou nie, want my gedagte is nou kort. Dan sê ek, stap ek na my mamma toe en sê ek, mamma, ouma sê vir my, haar gedagte is nou kort. Hoe lyk 'n gedagte? Dan sê my ma, nee, sy weet nie hoe lyk 'n gedagte nie. Ek gaan vir u sê hoe lyk 'n gedagte. Hoeveel keer het jy al vir iemand iets wil sê? As dit weg.
Moenie kommer nie, dit gaan my nou byval. Al loop ek kamer toe, ek wil gou iets gaan haal as ek daar kom. Dan het ek vergeet wat ek wou gaan haal, al loop ek terugkom huis toe om te kyk of ek nie weer kan onthou nie. Ken jy dit? Dis die siekte van ons dag. Vergeet siekte. En dan ry ek en Corrie partykeer terug pastorie toe om iets te kom haal wat ons vergeet het om saam te vat. En dan sê ek het vir die gemeente, dan sê iemand, hey, jy moet ophaal. Ek sê maar nie hoor nie, ek en Corrie is nog nie daar waar die oom en tannie was, toe hulle die huis sluit, toe sê die oom vir die tannie, as jy onthou waar bly ons, sê ek onthou waarheen gaan ons. Ons lewe, ons gedagte is kort, en het gaan soos 'n oogwink verby, en is net lank genoeg in hierdie wêreld, sodat ek 'n gunsgenoot van die Here kan word. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die vraag in ons hart is ons weergebore? Het die Here ons verander? Het ons sy gunsgenoot geword? En nou gaan ons huis toe vandag, en ons sê vir mekaar, ons is almal besig om dood te gaan. Ons wil dit nie weet nie. 'n Jong seun is by al die troues wat daar is. En as die ou tannies waar, hulle wil so graag hy moet trou. Dan sê hulle, hoor hierso, jy is die volgende een by hierdie troue wat daar voor die kansel staan. En hy wil niks daarvan weet nie. En die volgende troue is hulle daar, hulle sê tannies vir hulle, hoor jy is die volgende een, daar so, jy jou meisie, ja. Nee, hy wil niks weet nie. En toe sê moeg en moedeloos vir hierdie klomp tannies wat heel dag vir hom sê, jy is die volgende een, toe gaan hy na al die begrafnisse toe, en hy staan voor al die ou tannies en hy sê, jy is die volgende ene. Ons wil dit nie weet nie. Ons wil nie weet dat ek en jy die volgende persoon kan wees, wat in hierdie kerk, ek het in 2003, 45 mense begrawe, in 1 jaar. En ek wil dit met groot hartseer in my hart sê. Van daai 45 mense, was net 6, nie ingespuit met COVID nie. Ek wil vanmôre vir u sê, ons lewe op die aarde gaan verby. Ons stap, soos Moses, saam met God, na ons begrafnis toe. Maar by Moses was dit iets anders, want van die 3,5 miljoen mense wat hy deur die geskiedenis gehelp het in die woestyn, vir 40 jaar lang, 3,5 miljoen mense, was daar nie een by sy begrafnis nie. En hy en God stap na Nebo toe waar die Here hom begrawe, en sy graf is tot vandag nie gevind nie, en as 'n mens op die einde van jou lewenspad, daar, wanneer die dood vir jou wink, en jy aan die einde van die pad staan, dan praat jy die waarheid. En hy sê, 'n paar wonderlike dinge. Een, hy sê, Here, op pad na sy begrafnis toe. Hy sê, Here, dis nie 120 jaar, sy ouderdom wat my doodmaak nie. Hy sê, Here, u laat die mensekinders terugkeer en sê, keer terug mensekind. Toe ons daar by oupa Cedric staan, Maria en sy staan en ons saam gebid het en ons kuier, toe vra ek vir myself die vraag af, Here, wanneer gaan u nou vir hom Cedric sê hy moet doodgaan? Hy moet huis toe kom. Wanneer gaan u dit sê? Want is die enigste manier om uit hierdie wêreld uit te gaan, want die sleutels van die dood en die doodryk is in Jesus se hand, is aan hom oorgegee. En hy besluit. Maar dan kom hy verder en hy sê 'n ander wonderlike ding. Hy sê, Here, as ek weet, u gaan vir my hier voor sê, keer terug Moses, dan is daar 'n ander waarheid wat ek ook moet onthou. Vra vir ons vrouens, of ons laat leer. Ons is hardkoppig. Ons doen ons ding. En hoe ouer ons word, hoe hardkoppiger word ons.
En dan kom Moses op 120 jaar oud, en hy sê 'n ding wat ons vanmôre met ons moet saamvat huis toe. En dit is, Here, leer my. Leer my. Leer my om die dae van my lewe wat oor is, so te tel, dat ek 'n wyse hart mag bekom. En die enigste manier om dit te kry is om die wyse, Jesus Christus, die wysheid van die begin af. En ek kan dit in die Ou Testament selfs gaan lees, in Spreuke hoofstuk 8. Staan daar. Die wysheid van die begin af, Jesus Christus. Hy sê, hy wat my vind, het die lewe gevind. Hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Hy wat my haat, sê Jesus, het die dood lief. En daarom moet ons die wysheid by die Here Jesus. Hy die wyse bekom. Moses sê, Here, leer my. Leer my om my dae in my lewe wat oor is, so te tel, dat ek 'n wyse hart mag bekom, sodat ek 'n gunsgenoot van die Here kan word, sodat ek 'n kind van die Here kan word, sodat ek sy wit broodjie kan wees, dwars deur my lewe, tot daardie dag, dat hy vir my sê, Pieter Kronje, kom terug. En dan sê ek nie hier nie. Dan sit hulle ook met 'n stukkie vleis, wat hier agter bly, maar ek en jy bly hier binnekant, om altyd by die Here te wees. 'n Vroukie lê in Lamprecht kliniek, besig is om te sterwe, en sy het so 4 jaar voor dit, het sy ontmoeting met Jesus gehad, wat haar hele lewe verander het, en sy vra vir haar dogter, wil jy nie asseblief vir die dominee vra, hy moet net vir my kom besoek, en hallo sê nie, maar ek was die vorige dag daar, en toe ek haar kom, toe sê sy vir my, ek wil jou iets vra, maar is nie omdat ek bang is om dood te gaan nie, ek weet ek het Jesus ontmoet, ek weet ek het daardie dag langs die draailon dubbelbankie gestaan op my knieë, en ek het trane op 'n poelietjie wat in die knope ingetrek is, gehuil, dat die trane agter die bank afgeloop het, en daar het ek 'n nuwe mens opgestaan, en Jesus het in my lewe kom woon, maar ek wil iets vir jou vra. Hoe voel dit om dood te gaan? Ek sê vir haar, Julia, ek weet nie, miskien moet jy vir iemand vra wat al dood gegaan het. Ek sê, maar ek kan vir jou sê, wat sê die Bybel? Die Bybel sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wee, ek sal nie vrees nie, want U is met my. Dis die belangrikste. Die dag wanneer die Here sê, keer terug, dan moet ek iemand hê wat saam met my is, en sy naam is Jesus Christus. Want net hy is die toegang by die ewigheid. En dan kom ons vanmôre by hierdie wonderlike waarheid stil staan, en sy sê vir my, verduidelik dit vir my. Ek sê goed, en ek hou haar hand vas, en ek sê vir haar, onthou daardie dag, daar by die bank. Sy sê, ja, ek onthou. Ek sê, gaan jou nou terugvat soontoe. Voel jy vanmôre my hand, of vanaand my hand? Sy sê, ja. Ek sê, nee, jy jok. Jy voel my vleis. Jy voel nie my hand nie. Ek bly binnekant. Ek sê, al wat gaan gebeur, is daardie aand, toe Jesus jou hand gevat het, en niemand jou ooit uit sy hand kan ruk nie. Het hy jou hand gevat, of het hy jou vleis gevat? Hy sê, nie, hy het my hand gevat. Ek sê, daarom kon jy dit nie voel nie. Hy sê, en niemand sal jou uit sy hand ruk nie. Ek sê, al wat gebeur is, as die Here vanaand hier by jou kom, hy woon in jou, en hy sê, Julia, ek en jy gaan nou verder stap. Ons los net jou stukkie vleis hier agter. Dis al wat gebeur. Maar dan moet daar iemand wees. Jesus, my verlosser, wat in my woon, wat vir my sê, hy vat my saam na sy hemelland. Ek bid dat U dit in U hart klarigheid sal. U moet dit weet. U moet daarvan seker wees, soos dat U in hierdie lewe, in U motor klim en die stuurwiel vashou, en in die dag ontbyt eet, en in die aand 'n stukkie kos, en dan die slaap raak. So moet ek weet, niks maak meer vir my saak nie. As ek hier op hierdie aarde uitwoon, gaan ek by die Here inwoon. En hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde.
Ek het oom Cedric gesien uitwoon. Ons kon hom net nie sien inwoon nie, maar my ma het seker vir hom gesien toe sy daar by die poort gestaan het, toe hy daar inval. Niks pyn nie, niks krisisse, niks probleme nie. Om altyd by die Here te wees. Dit is die hoogste prioriteit van elke mens se lewe en hy moet dit wees. Amen. Kom ons gaan met 'n wonderlike gedagte iets met u deel. Nou ek weet dat kan iemand is wat beter 'n boodskapie kan voorlees wat kinders geskryf het en vriende as Marie nie. Nou sy gaan vir ons net ietsie lees wat ander geskryf het, boodskapies. En Marie moet hier bo by my kon staan dat die mense jou kan sien. Liedjies weer speel. As vir ons sal jy dit. Okay, ek weet nie of ek hard genoeg praat nie. Kan jy my? Ja. As ek baie keer praat, dan sê ek ook moenie op my skree nie. Asseblief. Asseblief nie. En dan besef ek, ja, dit is net soos ek in die teater praat. Ek skree nie. Wat moet ek sê, Papa? Jy het my deur baie diepe waters gesit. Dit was donderdag 'n lang nag gewees en ek wil net sê, as dit nie was vir die wortels wat Papa vir my gegee het, om in die Here vas te kyk nie, en om te weet dat daar hoop is nie, sou ek dit nie gemaak het nie. As dit nie vir die Here was, vir daai krag wat hy my gegee het nie, sou ek nie die dag gemaak nie. As dit nie was vir mense om my, vir familie om my nie, dan sou ek dit nie gemaak het nie. En daarom is dit nou wat ons net werklik dankie wil sê vir al die familie en vriende, almal wat om ons is. Ons het baie spesiale familie wat baie graag hier sou wees, maar wat omstandighede nie kan wees, maar gelukkig, die Here is so wonderlik, hy maak die wêreld net so klein. Sosiale media is nie altyd ons vyand nie. Partykeer is sosiale media ons vriend. En vandag kan ons vir die wêreld, vir al die ou mense wat nie hier kan wees nie, vir al my familie en vriende, van Kraddock, van Hofmeyer, van Bloemfontein, van Pa se vriende, van Blanco, van die senior Bybelstudiegroep wat nie hier kan wees nie. Almal kan dit vandag beleef, wat ons beleef. Ons het so spesiale boodskapies en die eerste, soos wat julle kan sien het, voordat Dominee dit gestop het, hier so spesiale foto's en sodat julle kan gesien het, selfs die niggies en die kleinkinders, vir hulle was dit 'n baie spesiale oupa gewees. En twee baie spesiale kinders wat nie hier is nie, is Didi. Didi was ons oupa se eerste kleinkind. Sy was die eerste keer wat sy op oupa se skoot kon gesit het voor al die ander kleinkinders. En Didi het vir oupa 'n spesiale lied gesing. So ons wil dit graag met julle deel. Dankie Didi. Jy sit nog in die stoep se skadu met die koppie in jou hande brief. Die huis voel stil waar jy gelag het en elke kamer weet. Jy was die rustige woorde, die skouer in die koue reën,
Ons kom nou met gebroke harte, maar dankbaar vir jou seën. Ons draai jou naam soos lig deur die donker dae voor, en al sak die son vanaand, jou liefde bly nog woon. Ons steunpilaar van gryse graniet, ons draai jou sag, ons laat jou nie val. Ons sal jou mis, elke dag, elke lied. Jou spoor sal leef in ons almal. Ons steunpilaar van gryse graniet, jou hand bly sterk in wat ons doen. Ons sal jou mis en weer onthou. Jou storie blom in elke een. By die tafel lê jou Bybel oop en jou bril nog langs die rand. Die stoof se geur, die jou klok se tik, hou jou naby in die land. Jy het ons leer om regop te staan, om waardig deur die storms te gaan. Nou dra ons verder wat jy begin het met jou naam in ons bestaan. Ons draai jou naam soos lig deur die donker dae voor, en al sak die son vanaand, jou liefde bly nog woon. Ons steunpilaar van gryse graniet, ons draai jou sag, ons laat jou nie val. Ons sal jou mis, elke dag, elke lied. Jou spoor sal leef in ons almal. Ons steunpilaar van gryse graniet, jou hand bly sterk in wat ons doen. Ons sal jou mis en weer onthou. Jou storie blom in elke een. Nou lê die gras so stil oor jou, maar niks kan jou goeie hart uitwis. Ons neem jou lag, jou raad, jou vrede, en hou dit waar ons is. As die wind deur die bome gaan, sal ons jou naam nog sag hoor roep. Jy gaan nie weg uit ons gesin nie, jy stap in elke voetspoor loop. Ons steunpilaar van gryse graniet, ons draai jou sag, ons laat jou nie val. Ons sal jou mis, elke dag, elke lied. Jou spoor sal leef in ons almal. Ons steunpilaar van gryse graniet, jou hand bly sterk in wat ons doen. Ons sal jou mis en weer onthou. Jou storie blom in elke een. Dankie Didi. Nou ja, ons het, as julle kyk, in die blaadjie sal julle ook 2 briefies sien. Dit is van Talita en van Jaco. Sy, wat se oupa van 84 jaar, terwyl hy nog pyne gehad het, sal sy dogter by die skool gaan ry. En nog
'n uur voor die tyd daar gaan sit, saam met ouma, met 'n huisgenoot, net om nie die verkeer te ry nie. Dit is 'n oupa. En Leila se briefie kan jy net sien, dit is nie elke tiener wat werklik daai vir die Here soek en vir die Here wil lei nie, en deur oupa se voorbeeld kan sy ook sê, sy gaan na Jesus toe. Dankie Leila, dankie Talita. Jaco wou nie 'n brief geskryf het, hy het gesê, mamma, ek wil nie nou al huil nie. Hy was net te lief vir sy pappa gewees. En gister toe ons hierdie troostbrief gemaak het, wat julle hier sien, die hele dag, soos julle kan sien, daar was 'n storm gewees, die krag was die hele dag af. En ek het vir Frikkie by Hoek en Kou gebel en gesê, Frikkie, ek is in die nood. Help ons, ek het 'n troostbrief nodig. En ek stuur net dit wat ek op my foon gehad het, die Here het seker geweet, want hy sou nie geweet het watter van hierdie fotootjies ek moes kies vir die brief nie. So ek net dit wat ek gehad gestuur, en die laaste 5 uur, nadat ons dit geredigeer het, toe is daar een foto wat dubbeld was, die een met die hande, by die kinders. Ek sê vir Frikkie, ek wil nie daai foto hê nie. Hy sê, dis 5 uur hierdie ding moet gepers word. Ek sê, ek wil dit nie hê nie. Ek wil vir pappa met die skape en vir Jaco en Talita, daai foto wil ek hê. En nadat hy nie vir my wou geluister het nie, bel ek hom. En op die ou end, toe kry ons daai foto. En sodat julle net sal weet, Jaco se liefde vir sy oupa was baie, baie, baie ver. Dankie Jaco, dankie vir dit wat jy vir oupa gedeel het. Hy is die enigste kleinseun en hy weet, hy het daai godvreesende karakter gekry van oupa. Oupa het wysheid gehad. Toe Jaco 2-3 was, het hy vir die Here gebid vir wysheid. En ek dink die Here het vir hom geseën met wysheid. Nou ja, dit is die kinders. En dan, ons was 'n hegte familie. Ons was, Paale was 2 broers en 'n suster. Ek weet nie, help my. Hulle was 3 broers en 'n sussie. Ja, maar ek het nou nie my pa ingereken nie. Oom Natie en is baie jonk oorlede, en Lily, en vir pappa was Lily en Marlies en Cicely soos sy eie kinders gewees. Toe Lily professorskap gekry het pappa spesiaal Kaap toe gery om by Lily te wees. En hy was maar net altyd daar. Hy was maar net altyd daar vir Tannie Martie gewees. Maar net jy sal daai briefie van Lily hulle vir my moet soek, ek kry hom nie. Ek gaan so lank aan na die van Sails toe. Cyril en van Sail en Louise is die enigste een van 5 kinders wat oorgebly het. Van daai hele familie. En pappa was ook vir daai hele familie soos 'n pa gewees. Ek wil net ek is nou hier die mekaar. Ja, so. Ek wil net hierdie briefie wat hulle geskryf het vir julle lees. Oom Sai sal vandag neem ons afskeid van oom, maar oom sal altyd onthou word as 'n familie en beginselvaste man. Oom het die Manley en van Sail familie bymekaar gehou. Ons onthou dat daar altyd na aandete op die plaas eers 'n huisgodsdiens gehou is. En dan ook onthou ons hierdie ernstige man, maar kon ook so lekker en hard lag vir 'n grap. Daar wat ons onder daai appelkoosboom gesit het, en wat die manne daar gesit en grappe vertel het.
Dit was altyd so lekker om vinnig by oom hulle te stop op pad na Mahowini in Kraddock. Moes altyd eers iets drink en tannie Rosalie eers vir ons haar foto's wys. Dankie vir oom se ontferm oor ons van sy kinders en dat oom so mooi na ons ma gekyk het. Ons gaan oom baie mis. Rus sag, my liewe oom Sy, Louis, Sissel en familie. Meneer, dankie, hierdie is van my en Cyril. En ons hou julle baie sterkte in ons gebede. Dankie daarvoor. En dan my pa se ander broer, oom Ralph. Hy is ook oorlede en vir Lisette en Mariette het ook 'n spesiale briefie geskryf. Aan tannie Rosalie, Sissel en gesin, Menet en gesin, Marie en gesin en al ons ander familie teenwoordig. Ons wens woorde kon soos goue olie oor julle rou wonde loop en al die seer wegneem, maar woorde is net woorde, daarom eerder 'n gebed, dat die Here julle sal toevou met sy ontzagwekkende genade en liefde. Mag hy die outeur van die lewe, wat ons elke lewensasem in sy hand hou, julle vul met sy nabyheid, wysheid en troos. Ons deel in julle hartseer, want ons almal onthou oom Sy, as iemand met soveel liefde en 'n verwelkomende hart. En ons onthou hom as iemand wie lewenslang die Here gedien het met sy hele hart. Ons glo hy is veilig in Jesus se arms. Van Lisette, Tony, Marissa en Rowan, Mariette, Hannes, Janine en Steven. En dan het papa ook 'n baie spesiale vriend gehad, oom Frikkie en tannie Hannetjie. Ek sal nooit vergeet hoe papa die keer saam met hom spesiaal PE toe gery om te gaan cricket kyk het nie. Sy het ook 'n spesiale briefie geskryf en dit wil ek ook lees. Liewe Rosalie, ek en Frik het net die naweek oor julle, ons kosbare vriendskap en Tibeetse dae gepraat. Min wetende dat hy reeds na sy hemeltuiste verhuis het. Vandag neem ons saam afskeid van liewe Sy. In ons gees en harte is ons saam, net julle en bid jou en die kinders ons Vader se liefdevolle teenwoordigheid en vertroosting toe. Baie liefde en sterkte, Frik en Hannetjie van Bellville. En Pieter, kyk, oom tannie Emma en tannie Melvina en mamma was niggies gewees. Tannie Melvina, hulle kan ook nie hier wees nie en sy het my gisterand gebel. Hulle is in Nysna, hulle is vast. Hierdie storm het hulle ook vastgekeer daar. Hulle sou ook graag hier wou wees en tannie Emma se seuns Pieter en Etienne het ook hierdie spesiale brief geskryf van, het hy vir my net gesê, pa het my die tyding gegee, die groot bome val nou saam met julle, hartseer. Geef vir my 'n druk van my kant af. Ons Hofmeyer kinders het geweet, daar was ysterpilare in Hofmeyer gewees. Papa, oom Naas, oom Flip, oom Connie Pretorius, Connie die predikant en oom Vanus, ons noem hulle was ons groot sterk pilare, ons bome, ons mentors waarna ons vastgekyk het. En soos Piet sê, al die groot bome val nou saam. Dan papa het 'n niggie in Johannesburg, sy is nou ook al amper 90. Sy het gesê, my innige simpatie aan julle met die afsterwe van julle en pa en my laaste neef. Liefde groete Mary Ramsey.
Ek weet dan die Kaapse Manleys het 'n mooi prentjie geskiet. Sorry, ons kan hom nou nie vir julle sien nie. Ons onthou oom Sy met liefde, die heerlike kuiers op Lonely, oom se hartlike lag en bo alles oom se liefdevolle omgee. Rus sag, die Kaapse Manleys. Ek wil nog baie goed te sê ook vir pa, maar ek kan nie. Ek wil net vir pa sê dit wat hy vir ons geleer het, dit wat ons ervaar het van hom, dit sal ons diep in ons harte dra. En net die laaste oomblik, daar waar ek gesit het, daai week in die hospitaal, sê hy vir my, weet jy was altyd die impulsiewe kind. Jy was my kind vir wie ek baie moes gebid het. Maar jy was my enigste kind vir wie ek 'n bakkie gekoop het om jou trek terug te ry Hofmeyer toe. Wie sal dit doen vir sy kind? Wie, toe ons 3 kinders op universiteit was, het pa nie vir ons gesê, hy het nie geld nie. Hy het planne gemaak. Hy wou ons laat leer het. Ons Hofmeyer was 'n klein skooltjie, toe ons Kraddock toe is, en hy moes vir 3 kinders koshuisgelde betaal het hy 'n winkel gaan koop, om ekstra geld te kry om ons daar te hou. Die dag toe ons 3 kinders op universiteit was, hy was maar net 'n boer, het hy gaan sybokke koop. En daai sybokke het ons gedra deur die universiteit. En toe ek graad gevang het pa gesê, nee, dis nou genoeg. Hy verkoop die sybokke. Dankie pa vir alles wat jy vir ons gedoen het. Ek wil nou net vir Cyril, hy sal die bedankings doen. En ek wil net vir Tanitia en Amelia, hulle is ook ons vriende van baie jare. 62 jaar, van dit maar hulle getroud is. En hoe pa hulle, reeds in hierdie tyd wat hulle nou vir ons wou kom kuier, moes hulle nou gekom het om vir pa se roudiens. Dankie, hulle sit daarso. Staan gou net op, dat die mense hulle net kan sien. Tanitia, Amelia, staan net op. Baie dankie hoor. Baie dankie Marie, ons waardeer dit. En so staan nie by my, dan kan die mense hier sien. Huh? Dan is ons gefotograaf Ek nie. Ek sal net sê, goed. Ek het gesê dit is nie plat. Nie laat sê nie hoor. Baie dankie suster. Ook almal kan my hoor. Wat sê die vrou vir my? Wat kan my nie hoor? Ek gaan nog net iets sit vir jou hier maar net. Sê reg so. Dankie. Voor ek aangaan met bedankings, ek het so graag vir dat Janice haar wat sy vir oupa wou geskryf het ook kom opsê. Okay. So, wie sê dit net wat vir oupa geskryf het? Laaste totsiens. Voordat papa met sy bedankings begin. Laaste totsiens, 'n laaste drukkie, glimlag, geselsie, 'n laaste liefde, handdruk, houvas. Ons laaste totsiens was vrolik. Foto's en familie altyd lieflik. Harte is seer, stoele is leeg. Rome versmelt, blomme verwelk. Net niks die wedde, soos oupa sê. Ons lewe gaan voort, al wil ons dit nie hê. Totsiens met die laaste. Ons sien oupa weer binnekop. Dankie Janice. Ja, baie dankie Janice. Ek wil namens eintlik Marie het al hierdie bedankings geskryf, maar
die grootste bedanking gaan ek net om sê, hier is wat Marie skryf. Baie dankie vir ons hemelse Vader, wat deur sy hele lewe vir pappa voorsien het, en al sy behoeftes. En dan vir al die wonderwerke, en dat hy die storms laat bedaar, sodat ons vandag getroos kan word. Dankie vir mamma, wat 62 jaar met liefdevolle ondersteuning aan pappa se sy was. Hy was waarlik een en baie lief vir mekaar. Een soos ouma altyd sou wys, een. By hom gelê het op sy bed, sy hand vasgehou het en tydens moeilike nagte daar was vir hom. En dan, voor ek verder gaan, wil ek eers vir Marie baie dankie sê vir al haar reëlings en wat sy vir hierdie dag gedoen het. Dankie Marie. Jy weet, daai impulsiwiteit van jou het jy dankie goed gedoen. Dan dankie vir Kobus, wat voorgestel het om vir pappa 'n woonstel by Helen George te bou vir 7-seater kar om die hele familie rond te ry. Dankie Kobus. En dankie ook vir die kos maak, vir geduld as Marie tot laat in die nag eers vir pa versorg het, en vir paar kere wat jy in jou nag moes opstaan om pa te help as hy geval het. Dankie vir die ondersteuning in die hospitaal en dat jy pa se oë vir laaste keer toegemaak het. Dankie Koos. En ook dankie vir die Mannies van Bloem, vir al julle gebede, liefde, nie geskroom het, om verlede jaar dadelik gekom het, om vir pa te versorg, na hy uit step down gekom het. Ja, dankie vir Jane, al vitaminepille, vir die mooi, ja, vir die, ons het, ek en Manet het, kom ons sê, saamgeklap om 'n mobility scooter vir pa te kry. En ja, vir Iris se help met pa se komputer, toe hy begin vergeet het hoe dit gewerk en wou foto's print vir ma. Ja, ek het ure met hom gesit, op WhatsApp gewys hoe om waar te druk, hier te druk, daar te druk, maar hy het reggekom. Dankie vir Manet en Anton vir al jou liefde, raad. Dankie Manet, toe jy dadelik verlof gevat het om na ma te kom kyk toe pappa in die hospitaal was. Vir al die oproepe en ook vir die skooter. Dankie vir al die kleinkinders, Didi, Leila, Janice, Rosie, eintlik Rosemary, Talita en Jaco, vir al jou liefde en mooi briefies. Janice vir jou mooi gedig en Didi vir jou spesiale lied vir oupa. Dankie vir familie, Tannie Martie, Marilies, Lily, Cicely, Sissel van Sail, Louise en Gert Roos, vir al jou liefde en ondersteuning vir pa. En dankie vir mooi briefies en dat jy ook deel van ons is vandag op livestream. Dit is nou aan al sy familie en vriende, almal wat nie kon wees nie. Elkeen wat 'n briefie geskryf het, ook aan my vriende, my koshuismaats, my skoolmaats, almal. Dankie ook vir almal se briefies. En dankie vir Rina en Andries Pretorius, ook vir julle, vir die lekker kos. Dankie dat julle vir pa die laaste keer dokter toegevat het, vir die kosbare besoeke en bemoediging die laaste week voordat hy hospitaal toe was. En dan dankie vir Chris en Minkie Kotse vir al die bederfkos, vir die stortstoel en rolstoel. Dankie Chris dat jy gesorg het vir pa se boedel. Baie dankie.
En dan dankie ook vir Sissie en Selina, wat spesiaal vir oupa en ouma gesorg het en mieliepap gegee het as ander by die werk was. En dan dankie vir al die Hofmeyer vriende wat nog op laaste kontak met pa hul gehou het. Oom Naas, oom Flip, Marie, oom Tommy, Theresa Opperman, wat ons spreekbuis in Hofmeyer is, en deur tannie Rosemary Jordaan het papa vir oom Botha breed ontmoet. En dankie oom Botha vir jou getroue vriendskap, vir al die besoeke en lekker bederf, vir jou bydrae in diens vandag. En dan ook dankie vir die senior Bybelgroep en vriende van Blanco gemeente, Dominee François en ook Connie, vir heel besoeke by die huis en in hospitaal. En dan dankie aan tannie Papsie vir die komoot wat jy vir pa geleen het, vir jou besoeke, jou laaste besoek, donderdag in hospitaal. En dan ook dankie oom Louis en Amanda Torin, dat julle vir pa MRI en CT scan toegevat het. Dan dankie vir Dr. Morney Nel, dat jy kans gesien het om die operasie hemicolectomie op pad te doen op 85. Hy het baie tyd gewen en vir ons familie kans gegee om afskeid te neem. Ja, en ons het daai naweek voor Paasfees het ons kom afskeid neem, toe ons hele familie by mekaar. En toe ons die dag ry, was hy in trane en sê baie dankie, dankie dat julle hier was. Ja, dankie pa. En dan ook dankie vir Eden Onkologie, wat pa se siekte op laaste hanteer het. Dr. Jones van Dijk en Botha, Jelana Botes. En dankie ook Dr. Maggie, dat ek en, dis nou namens Marie, laaste week op jou nommer kon druk, en dat jy gereël het, dat pa in hospitaal opgeneem kon word. Dankie ook vir al die personeel in onkologie saal, wat na pa gekyk het, na Marie en Kobus se roepstem geluister het en pa gemaklik gemaak het. Dat julle vir ons tyd gegee het om afskeid te neem en pa in aand na privaatkamer uitgeplaas en ons finaal kon afskeid neem. Dankie ook aan Dominee Pieter en Corrie vir jul onbaatsigtige liefde vir besoeke donderdag in hospitaal. Baie dankie. Vir troostende gebed en dat julle op laaste saam met ons by pa was. Dankie dat Dominee die diens waarneem en spite van struikelblokke. Dankie ook Amanda vir die lekker sop wat jy vir ons gemaak het vir vandag. En dankie Tannie by Hungry Camel vir platters. Baie dankie. En dan ook Frikkie by Joak en Kou, dat julle indraas en op kort kennisgewing die troostbriewe ontwerp het en oortyd gewerk het om dit te print en reg te kry vir vandag. En dan nog 'n laaste fotoverandering gemaak het toe die afsluitingstyd al klaar was. Ons sal dit altyd koester. Nogmaals dankie. Dan baie dankie ook aan Bernd van Pixels, wat ons laaste memories 29 Maart geneem het en ook bereid was om die livestream vandag vir ons te doen. Dankie dat jy een shoot uitgestel het om ons in te pas. Al ons ver familielede en vriende wat graag hier sou wou wees, waardeer dit ongelooflik. Dankie ook aan Piet en Etienne dat julle die nissie vir ons op Hofmeyer reg te kry vir pa se laaste rusplek. En dan sodra die as beskikbaar is, sal ons dit dan daar gaan insit. En dan ook dankie aan Brandon en Talita wat gou nog vir ons generator gaan huur het.
en dit by kerk afgelewer het. Ons waardeer dit baie. Dankie vir almal vir wie ons nie name genoem het, vir al die boodskappe op sosiale media, persoonlike oproepe, drukkies en saamhuil. Ons waardeer dit opreg. Van die briefies het Marie aan ons voorgedra. Dankie Marie. En dan die storm sou nie vir altyd aan nie. En die son sal weer skyn. God is getrou. Van my af baie dankie aan almal. Dankie vir Marie vir jou reëlings en alles. Baie dankie. Baie dankie Sissel. Ons waardeer dit. Nou ons gaan vir Kobus vra om vir ons 'n slotgebed te doen. En nadat hy 'n slotgebed gedoen het en amen gesê het, kan ons agtertoe gaan en ietsie gaan geniet. Oom Botha, oom wou nog ietsie gesê het, asseblief, kom maar gou eers op. Ons is mos nou nie heeltemal haastig nie, oom. Oom Botha was pa se beste vriend in die laaste klompie jare. So kom staan nie bo by ons asseblief, oom. Hierdie plek waar ek staan is 'n groot plek. Ek voel dit nie die werd om hier te staan nie. Die Manley familie, dit is vir my 'n voorreg om 'n vriend van Saai te wees. Dankie vir julle liefde en gasvryheid. En dankie dat julle pa met my kon deel. Julle familie met ons familie kon meng en deel. Na so mooi ware troostdiens. Wat kan 'n mens nog meer sê van Saai en van Rous en van die Manley familie? Ek kan maar net uit my hart uit vir julle sê, vanmôre toe ek van die plaas af inry, al die grootste bome, die mooiste bome, die oudste bome, het omgeval gister. En my vriend het ook verlede week omgeval. Net 'n kort stukkie wil ek vir julle vertel. Ek het hom ontmoet 10 jaar. Wat ek vir Saai en vir Rouslie en vir Rous ontmoet het, saam met die familie. En die eerste wat ek hom gesien het, effens krom, 'n waantjie stoot te Kiri. En dit was ons aansluitingspunt, myne ook. Maar dit gaan vandag oor Saai. Ek wil vir u vertel, ek het hom ons saam met die vriende, onder andere hier is die senior Bybelstudiegroep daar in Blanco, saam met hom gesit, saam in die kerk gesit, saam gebid, saam stil gewees. En ek het 'n man geleer ken, 'n eyster, 'n kind van God. In die preek het die dominee vanmôre gepraat van groot bome wat geval het. Dit was 'n voorreg om saam met Saai te bid en sy getuienisse te hoor, te luister. En Jeremia sê die skrywer, hy was stil tevrede, God is stil tevrede. Saai het met min woorde groot geluid gemaak, groot dinge gedoen in sy lewe, deur net niemand te probeer oortuig van wat reg en verkeerd is nie. Hy was 'n getuie. Hy het ons geleer dat jy hoef nie iemand te oortuig van Jesus nie, van sy verlossende liefde, sy groot genade nie. Jy kan maar net getuig, hy het uit ondervinding gehad. Soos die tyd aangestap het van siek word,
na stil word, na heeltemal, het ons gereeld die voorreg gehad om hom te besoek. Ek wil vir julle vertel wat 48 uur voor hy weg is, het Marie vir my gesê, hy is in die hospitaal. Ek was nog nooit in die nuwe hospitaal nie, sy het vir my gesê, hy is daar, en ek het hom gaan soek, en so kom daar kry, toe besef ek een ding, nag of 2 van tevore, het ek ernstig 'n visioen gesien, en ek het hom soos ek hom daar gekry het, so gesien het, die middag, woensdagmiddag, ek het hom gesien so, ek het nie geweet, ek het nie besef toe ek hom nou daar in die middag, die woensdagmiddag sien, dit is hom wat ek gesien het, in my droom nie. Sekere rukkie by hom gesit en gesels, maar hy het nie 'n woord gesê nie. Hy was maar 'n bietjie woelig, met die gesig getrek en hand effens gelig. En ek het gesien, ons lekker saam gebid soos ons gewoonte was. Ek vertel vir julle dit om die man Cedric Manley, wat julle almal ken, baie beter as ek. Hierdie stukkie vertel ek vir julle, dat julle kan weet wie hoe ek hom beleef het. Sonder 'n woord het hy saam met my gebid met sy hande. Hy het die hand aanhou uitgehou, soos wat ons gewoond was om te bid, saam met Rose, hande gevat en gebid. In sy onderbewussyn het hy sy hand uitgesteek, want hy het geweet. Hy het sy God geken, verbintenis saam wees. In geloof en in dankbaarheid. En toe ek hom gelos het, hy het nie my hand, wou nie my hand los nie. Ek het eers gewag dat hy geslaap. Weet jy, en nog 'n rukkie gesit met die dametjie wat daar gesit en hom opgepas het. Sy lippe het beweeg die hele tyd, en ek het geweet hy bid. En die heel laaste woorde wat hy vir my gesê het, wat hy gepraat het hy gesê, Jesus naam, amen. Dankie dat ek hom kan geken het, vir die familie, het my toegelaat. Ek wil weer sê, ons moet eintlik saam die Here dien, dankie sê. Hy het ons gelei, en ons een gemaak voor hom. Dankie Vader. Hy het vir ons 'n goeie vriend gegee. 'n Mooi vriend. Julle pa was huisder. Baie dankie oom Botha. Nou dan dink ek is dit nou niks minder as reg nie, laat ons vanmôre opstaan en dat ons die Here dankie sê vir pa se lewe vanmôre. Here, wat 'n kosbare voorreg om na U toe te kan kom vanmôre in die naam, die weergallose naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat ons hoop is, hy wat ons maak meer as oorwinnaars. Baie dankie Here dat ons vanmôre hier bymekaar kan wees om net tot weersiens te sê vir ons pa en ons vriend en ons oupa. Dankie Here dat ons vanmôre kon hoor al die getuienisse van pa se lewe en hoe lief hy vir U was. Here, en ek kan daarvan ook getuig. Ek weet
Die laaste gebed wat pa gebid het was nog, Here seën my kinders. En dit, Here, dis 'n getuienis, dit is iets wat in 'n mens is, om liewer te wees vir ander, wat net van U afkom. Daarom weet ons, Here, dat pa U gunsgenoot was. Ja, Here, U het besluit dat dit genoeg is, en dat dit verby is. En ons het agterbly, Here, besef dat om 'n visie te hê vir die hier en die nou, absoluut dwaas is, Here, om 'n ewigheidsvisie te hê, is waarvoor ons moet lewe, en is hoe ons lewens moet hou, en hoe ons lewens moet lewe. Laat ons dan ook besef, Here, dat dit wat hier vir ons lyk verby is, maar net die begin is. Here, vanmôre kan ek sien dat hier baie mense is, baie van die kinders is wat hartseer is, want ons dink ook maar aan ons eie geliefdes, Here, mense wat onlangs afgesterf het. Ons dink aan mense wat jare terug afgesterf het, en ons word weer eens daaraan herinner, dat ons tyd ook kom, Here. Maar, vir die kinders van die Here, wat wedergebore is dit niks swaar nie, Here, en kan ons nie daarmee gedreig word nie. Dit is vir ons wonderlik om te weet, dat eenmaal ons ook by U sal wees. Baie, baie dankie daarvoor, Here. Ek bid, Here, dat U deur U kosbare Parakletos, hierdie kosbare Gees, hierdie Heilige Gees, wat Jesus agtergelaat het, as 'n leraar en 'n trooster, iemand om ons te herinner aan alles wat Jesus gesê het, wat getuig van Jesus, dat U deur hierdie kosbare Gees van U, elke hart sal vertroos vanmôre. Ek bid, Here, dat U styf sal vashou, die wat hartseer is, Here, een en elkeen van ons. En Here, ek bid bovenal dat as daar dalk iemand is wat vanmôre na hierdie diens, na hierdie troostdiens geluister het, na hierdie getuienisse geluister het, wat nog nie sy hart vir U oopgemaak het nie, bid ek, Here, dat wanneer so 'n mens U stem hoor, hy sy hart nie tot teen U sal verhard nie. Dankie, Vader, vir U kosbare genade, dankie vir U wonderlike liefde, en dankie, Here, dat ons nie soos wêreldlinge rou oor een van die kinders wat huis toe is nie, maar dat ons weet, kosbaar in U oë is die dood van U gunsgenote. Here, toe Stefanus doodgemartel is, toe hulle hom met klippe doodgegooi het, sê U woord, het hy gesê, ek sien die hemel geopend, en ek sien die Seun van die mens staan aan die regterhand van God die Vader. So weet ons, U het ook opgestaan vir ons pa en ons vriend. En mag U naam daaroor, Here, verheerlik word. In Jesus naam bid ons dit, Here. Amen. Almal is uitgenooi asseblief. Ons het daar agter 'n klompie eetgoedjies wat Marielle gereël het, en daar's lekker warm koffie. Seker, ek glo sop, maar as jy wil koffie hê, gaan ons vir jou maak. So asseblief almal. Baie, baie dankie. Hier net. So baie dankie. Dankie vir alles. Nooit maklik nie, my woorde lê ver, maar ek wil dit sê, so ek skryf 'n song van my dad. Soms is dit moeilik om die woorde te sê, so ek skryf 'n song wat sê hoe baie lief ek kom met, en my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk, en so ek skryf dit in 'n song van my dad. Alle donker wolk oor die berg, weet ek, die son skyn altyd helder by dad. En al breek 'n storm los oor die see, weet
jou dag breek en soms hartseer, weet net ek sal altyd daar wees. En om weer kan niks my keer, want ek weet my pa het my van teeder geleer. Al het donker wolk oor daai berg, weet ek die son skyn altyd helder by kerk. En al breek 'n storm los oor die see, weet ek my pa sal altyd daar vir my wees. Want my ster en my held hou my sterk, so ek skryf dit in 'n song vir my dad.